Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, in die wêreld waarin ek en jy woon, is 'n wêreld waar alles word die hele tyd aan ons verkoop. Goedere, dienste word die hele tyd verkoop en daar's 'n bemarkingstaktiek al buite wat die ouens bait and switch noem, wat eintlik so 'n bietjie stout is. Partykeer is dit ten beste so 'n bietjie oneties en ten slegste of ten beste is dit iets wat slinks is en ten slegste is dit oneties. Daar's verskillende maniere wat bait and switch in bemarking plaasvind. 3 voorbeelde daarvan is die eerste een is waar ek en jy gevang word met kleinskrif. Okay? En so voor, hierdie is 'n true story, dit het my gebeur. Jy ry op die N1 teen 120 uur, daar's 'n groot advertensiebord wat vir jou sê dat jy kan by, ek gaan nie die name noem nie, by hierdie burger joint kan jy 'n burger koop vir R30. En so jy los letterlik alles, né? Jy ry soontoe want jy wil nou daai R30 burger gaan koop. Jy kom, die kassier sê vir jou, sorry, meneer, het jy nie die kleinskrif gelees nie? As jy gekyk het op daai teen 120 km/h, sou jy gesien het op die advertensiebord baie klein aan die onderkant het gesê dis op Dinsdae aande wat jy die burger vir R30 kan. Nou as jy daar die reke het jou gevang, dan koop jy die burger vir R70. Dis hoe hulle jou kry. Dis hoe hulle my kry. 'n ander manier van bait and switch van dit wat aan ons verkoop word. Dink aan 'n printer. Jy kom daar sit jy of waar ook al, jy kort 'n printer, 'n bargain, jy kan 'n printer kry vir R1000. Jy koop hom, awesome, maar na 'n maand moet jy die cartridge vervang vir R500 en weer die volgende maand. En so gaan hulle anyway hulle geld uit jou uitmaak. Dit is hoe hulle ons vang. Of jy word gevang derdens met wat ek wil noem langtermyn eskalerende kostes. So jy wil begin gym, daar's 'n awesome special by die plaaslike gym. Hulle sê jy kan vir R100 'n maand kan jy op die gym, great, jy doen dit, jy's gehoek op die endorfines, jy love die gym instructors daar. Na 6 maande sê hulle vir jou, nou is die tydperk verstreke, nou gaan dit vir jou R500 'n maand kos om aan te bly by die gym, jy's nou klaar, jy wil nie nou waai nie, en so vang hulle vir ons. En ek begin hierso, vriende, en dit skaam my om dit te sê, maar wanneer ons praat oor Christendom, wanneer ons spesifiek praat oor evangelisasie, ons wat as Christene wil vertel van Jesus sodat hulle disippels van Jesus sal word, is ons as die kerk ten minste in die weste baie kere skuldig aan hierdie bait and switch taktiek. Dis iets wat ons baie kere aan skuldig is. Waar ons begin te kry om disippels van Jesus te word, geneig is om of die kleinskrif so 'n bietjie stil te hou van wat dit beteken om 'n disipel te wees, of om die inherente koste daarvan, die langtermyn implikasies van disippelskap, nie aanvanklik duidelik te maak aan ander nie. Wat ons so baie kere doen, vriende, in ons begeerte om ander te sien disippels van Jesus word, ons probeer die deur so wyd as moontlik oopmaak, ons probeer die hoogspringlat so laag as moontlik stel, dat soveel as moontlik men kan deel word van die kerk, deel word van Jesus se disippels. Dit is wat ons baie kere doen. Maar vriende, wat ek wil hê ons moet sien in hierdie gedeelte wat vir ons gelees was in Lukas 14, is dat toe Jesus oorspronklik persoon disippels gemaak het, was Jesus nie skuldig aan hierdie bait and switch taktiek nie. Vriende, Jesus het geen doekies omgedraai oor wat dit beteken om sy disipel te wees en wat die koste verbonden aan disipelskap is nie. En ek kan nie dink aan 'n beter teksgedeelte in die hele Bybel as hierdie teksgedeelte in Lukas 14, waar Jesus daardie punt vir ons gaan maak nie. Hier is regtig die versie waarop ek wil hê ons moet inzoom. Ons gaan na alles, maar ons gaan inzoom te staan of val op die middelste vers. Min of meer die middelste vers van daai gedeelte. Lukas 14 vers 26. Die skokkende, dit klink absoluut crazy stelling wat Jesus maak in Lukas vers 26. So kom ek lees dit vir ons. Jesus sê in vers 26, if anyone comes to me and does not hate his own father and hate his mother and hate his wife, his children, and hate his brother and sisters, yes, and even hates his own life, he cannot be my disciple. Dis wat ek wil hê ons oor vanaand moet kou. Daai woorde behoort jou ten beste te laat regop sit en slegste moet dit jou kwaad maak.
Ek wil hê ons moet na daai verse kyk van spesifiek vers 26. Ek wil hê alles anderste wat ons nog gaan kyk vanaand, probeer regtig 2 vrae. Wat bedoel Jesus met daai woorde in vers 26? Wat is die implikasies daarvan vir jou en vir my? Dit is wat ek wil hê ons moet sien. Hier is dan die eerste vraag. Wat bedoel Jesus met daai woorde daar, vriende, in vers 26? Hier's 'n tip, teks aan die kant. Hier's 'n tip vir wat jy na die Bybel toe kom en jy is by 'n teksgedeelte wat jy nie lekker verstaan wat 'n spesifieke versie sê nie. As jy nie weet wat 'n versie sê nie, as dit vir jou moeilik is om te verstaan, kyk na die konteks. Dit wat voor of wat na dit gesê is, want dit help jou gewoonlik om die moeilike versies te verstaan en dit is presies so in hierdie gedeelte. Daar is 3 clues in die gedeelte voor en na vers 26 wat jou en my sal help om vers 26 te verstaan. Hier is die eerste ding in die konteks wat ek en jy moet sien. Kyk saam met daarso in julle vers 25. Sien raak met wie Jesus spesifiek hier praat. Net voordat hy vers 26 sê, in vers 25, dit is die groot menigte in die Afrikaans, die Engels sê daar the great crowd. Nou as jy die evangelie van Lukas, dan is die great crowd soos 'n karakter in die evangelie. Reg deur die evangelie van Lukas vind jy the great crowd, wat vanaf die begin af tot die einde is. Die great crowd, die groot menigte in die evangelie van Lukas verteenwoordig daardie persone wat aanvanklik baie opgewonde was oor Jesus. Man, hulle het geloof die wonderwerke wat Jesus doen. Hulle het aan Jesus se lippe gehang. Niemand het nog ooit die tipe van goed gesê wat Jesus gesê het nie, maar die groot menigte, die great crowd, was 'n groep mense gewees wie se entoesiasme baie oppervlakkig was, toe Jesus later nie vir hulle presies gee wat hulle uit wou gehad het nie, is die einste ouens wat aanvanklik gesê het, Jesus is awesome, kom ons sing liedjies vir Jesus, hy's wonderlik, was dieselfde ouens wat aan die einde van die evangelie sê, kruisig hom en op hom gedraai, hulle wou niks met hom te doen gehad het nie. Met ander woorde, vriende, Jesus se woorde in vers 26 word gerig aan 'n mense wat met selfgesentreerde motiewe na Jesus toe kom. Hierdie woorde word gespreek aan die wat 'n oppervlakkige verstaan het van wie Jesus is. Die wat 'n oppervlakkige verstaan het van wat dit beteken om vir Jesus te volg. Hier is die tweede ding in die konteks wat ons moet verstaan. Die tweede ding is om te sien dit wat Jesus gesê het net voor die woorde van vers 26 en dit is die gelykenis. Soos ons in hierdie reeks besig is met gelykenisse, vind ons daarso in Lukas 4 vers 15 tot by vers 24 die bekende gelykenis van die groot feesmaal. En daar het ons nodig om eintlik die konteks van dit te verstaan. So Jesus is in 'n huis hierso. Hy's in 'n huis, hy's genooi op die Sabbatdag deur 'n Fariseer. Daar's 'n klomp ander godsdienstige ouens, ander Fariseërs saam met hom by die ete genooi. Hierdie groot menigte is ook daar. Hulle staan nou by die venster. Hulle kyk in soos wat Jesus nou hier by die in hierdie vertrek saam met hierdie ouens daarso by die feesmaal aansit. In tevore het Jesus klaar die appelkar omgegooi. Hy het op die Sabbat het 'n ou wat siek was genees. Die ouens was ongelukkig, die godsdienstiges was ongelukkig met daar en daar het Jesus een na een net handgranate in die vertrek ingegooi om regtig hulle te besef, maar luister, ons idee van God en godsdiens is nie sy idee nie. In vers 15 is een van die Fariseërs, hy voel klaar awkward, dit is so 'n bietjie awkward met Jesus hier en so, hy kyk na die grys van kos op die tafel, hy sê, vers 15 daar, geseënd is elkeen wat brood in die koninkryk van God gaan eet, hy kyk na al die lekker kos, hy sê, man, hierdie is awesome, maar hoor, jy gaan dit nie great wees die dag as ons almal gaan aansit by die groot feesmaal nie, en so Jesus besluit, nog 'n handgranaat, okay? En hy gooi vir hulle nog 'n handgranaat. Hierdie is die gelykenis wat Jesus vertel. Jesus sê vir hulle soos hierdie Fariseer wat dink oor ons is die insiders, ons gaan daar wees, vertel Jesus die storie van 'n eienaar wat gaan groot feesmaal hou. So hy stuur sy dienskneg uit. Hy sê vir sy dienskneg, gaan nooi my gaste, en so die dienskneg gaan uit, hy kom by die eerste ou, hy sê vir hom, luister die awesome nuus, jy's genooi na hierdie groot partytjie wat menaar gaan hou. En die eerste ou sê, luister, dit klink great, maar jy weet wat, ek het nou net 'n erf gekoop, en ek moet gaan goeders uitsorteer daar, so weet jy, ek gaan hierdie ene mis, ek is volgende keer sien ek julle by die volgende groot feesmaal. Die dienskneg gaan na die tweede ou, hy sê vir hom, kom, jy's genooi na my eienaar se groot partytjie toe, hy sê, weet jy wat, dit klink so goed, weet ek love jou eienaar, maar ek het nou net
beeste gekoop en die een is so 'n bietjie siek, ek moet hulle gaan dokter, so die volgende keer. Die diensknegt gaan na 'n derde ou toe wat genooi was. Hy sê vir hom, kom na my eienaar se groot feesmaal toe. Die derde ou sê vir hom, jy weet wat, ek het nou net getrou. Ek en my vrou gaan actually nou op honeymoon. Dit is 'n bietjie belangriker. Ek gaan soontoe, jammer, volgende keer dalk, maar nie nou nie. So die diensknegt in die gelykenis gaan terug na die eienaar toe en sê Jesus, soos hy die storie vertel, die eienaar was briesend. En hy sê vir sy diensknegt, hy beveel sy diensknegt om weer uit te gaan, maar om hierdie keer te gaan na die armes en die krepeles, na die boemelaars toe. Na die wat nie welkom is by enigiemand se en om hulle te gaan kry en hulle te gaan nooi na hierdie fancy feesmaal toe. Want kyk daar saam met my in vers 24, for sê Jesus, none of those men who were invited shall take my banquet. En daar, vriende, is die punt van die gelykenis. Hoor mooi. Jesus se punt, onthou nou met wie hy praat, godsdienstiges wat dink hulle is die insiders, ons is op pad soontoe. Jesus se punt aan hierdie ouens is, dit is nie soos godsdienstiges wat die koninkryk van God sal beerwe nie, maar eerder die wat die ewige feesmaal saam met God meer kosbaar ag as enigiets anders in hierdie lewe. Kosbaar ag en wat hulle dink goed en belangrik en 'n prioriteit is. En vriende, hoor mooi, dit is dan die punt van vers 26. Kyk weer na vers 26, dis die punt. Dit vloei dadelik, baie natuurlik in van die gelykenis af. As jy na vers 26 daar kyk, as Jesus daar so sê dat jy nodig om jou vader en jou moeder en jou man en jou vrou en jou kinders, Jesus natuurlik nie, jy moet letterlik jou man en jou vrou en jou familie haat nie. Ons kan daaroor duidelik wees, Jesus bekendste lering is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, jy moet selfs jou vyande lief hê. Nou as dit die geval is, dan kan hy nie hier ewe skielik nou 'n 360 maak en sê, hoor jy, nou moet jy ewe skielik almal haat nie, dis nie wat hy bedoel nie. Nee, natuurlik jou man, jou vrou en jou kinders en jou ouers verteenwoordig dit in hierdie lewe wat vir ons as mense die kosbaarste van aardse skatte is. Dit is wat dit beteken. En wat Jesus hierso sê, vriende, mooi, wat Jesus hierso vir ons sê, is dat indien daar iets in hierdie wêreld is wat vir jou meer kosbaar is as wat ek vir jou is. In die taal van die Gees, as daar iets is wat vir jou 'n groter prioriteit is as om saam met my by die ewige feesmaal te wees, dan is jy nie gereed nie en jy's nie geskik om my disipel te wees nie. En vriende, ons kan seker wees dat dit is wat hier in vers 26, hier's die derde ding in die konteks dan wat vir ons wys dat dit is wat Jesus bedoel. Die derde ding is die versies na dit. En kyk hoe bevestig dit dieselfde punt. Kyk na vers 27. Jesus sê, whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. 'n Kruis was natuurlik in Jesus se tyd 'n simbool van dood. En so Jesus sê hierso vir die groot menigte, onthou, want hy praat spesifiek hier met die fariseërs hoor mooi. Hy sê vir hulle, indien julle nie bereid is om julle lewens neer te lê, julle lewensprys te gee, ten einde in 'n verhouding met my in te tree, en Jesus sê, dan is jy dit nie. Julle is nie dan geskik om my disippels te wees nie. En net indien ons nie die punt gekry het nie, is dit presies hoe Jesus het eindig. Dit is hoe Jesus hierdie hele gedeelte eindig. Kyk weer daar na die woorde van vers 33, laaste versie, net sodat Jesus dit kan bold en underline vir ons, sê hy, so therefore, hier's my opsomming, sê Jesus, my conclusion, so therefore, any one of you who does not renounce all that he has, everything, cannot be my disciple. Kom ek probeer verduidelik, regtig wat by die hart lê van wat Jesus hier kommunikeer aan die hand van 'n illustrasie. Dis 'n simpel illustrasie. So, imagine daar's hierdie ou en hierdie meisie, hulle date nou al vir 6 maande, 'n jaar. Die ou kom en hy sak op een knie voor sy girl neer en hy haal 'n ring uit en hy sê vir haar, hoor, sal jy met my trou? En sy sê vir hom, ja, verseker, dit sal amazing wees om met jou te trou. Dit sal great wees, maar daar's net 2 goedjies wat ek net vinnig vir jou wil sê. Bietjie klein skrif. Wat ek vir jou wil sê is,
ek is nog nie heeltemal oor my ex heeltemal nie. En hy bly nou in 'n ander stad. En so, ja, dit is fyn, maar as hy ooit sou terugkom en hy wil soos gaan vir 'n movie of vir 'n etes, sal ek graag nog steeds met hom wil uitgaan vir die movie. Of daar's hierdie ander ou by die werk en hy is soos regtig nice. En as hy vir my sou nooi op 'n date, sal dit vir my om tussen dalk 'n bietjie tyd met hom te spandeer, maar buiten vir ex-ou, nuwe ou, hoor jy, ek is so in vir hierdie verhouding. Ek is so in hierdie huwelik. Ja, ek sal met jou trou. Ek wil, dis ridiculous. Ek wil, wie in sy ou in sy regte kop sal ja sê vir so 'n verhouding? Maar vriende, vir een of ander rede is dit wat ek en jy met Jesus doen. Vir een of ander rede dink ek en jy sal Jesus tevrede wees met so 'n verhouding. Dit is die taal, is dit nie wat die Nuwe Testament gebruik? Ons verhouding met Jesus is 'n verbondsverhouding, dink aan 'n huwelik, dis die taal. Hy is die bruidegom, ons is die bruid. Vir een of ander rede dink ons Jesus sal half settle met so 'n verhouding waar ons skelmpies het, ons eintlike eerste liefdes het. En dit is Jesus se punt hierso. Jesus maak dit duidelik, vriende, in hierdie gedeelte dat om waarlik sy disipel te wees is nie soos die fariseërs in vers 4 om iemand te wees wat net deur godsdienstige hoep spring omdat jy hoop om eendag by die hemel uit te kom, nie? Maar om sy disipel te wees is ook nie soos hierdie groot menigte om agter Jesus hardloop en oppervlakkige entoesiasme te hê, want jy hoop Jesus kan vir jou nou hemel op aarde gee. Nie een van daai twee is wat ware disipelskap is nie. Nee, om waarlik Jesus se disipel te wees, is om iemand te wees vir Jesus sien as meer kosbaar as enigiets anders. Hy is jou eerste liefde, hy is jou. Om 'n disipel van Jesus te wees, is om iemand te wees wat sê, hierdie is wat dit beteken, is sê, Jesus, ek wil jou hê, wat ook al dit kos. Wat ook al dit kos, Jesus, ek soek jou. Kyk saam met my op die skerm, woorde van Dietrich Bonhoeffer, soos wat dit op die skerm opkom, weet nie wie van julle ken vir Dietrich Bonhoeffer nie, hy was 'n Duitse teoloog, predikant in die Tweede Wêreldoorlog, en hy was uiteindelik in die tronk gegooi deur die Nazis, en hy het gesterf, letterlik, ek dink soos 2 weke voor die einde van die Tweede Wêreld. Net voor hy gesterf het, in sy laaste jaar of 2 het hy 'n boek geskryf, The Cost of Discipleship, en hierdie is wat Dietrich Bonhoeffer gesê het. Lees saam met my. Hy sê, the cross is laid on every Christian. The first Christ suffering which every man must experience is the call to abandon the attachments of this world. It is that dying of the old man which is the result of his encounter with Christ. As we embark upon discipleship, we surrender ourselves to Christ in union with his death. We give over our lives to death. Thus it begins. The cross is not the terrible end to an otherwise God-fearing and happy life, but it meets us at the beginning of our communion with Christ. When Christ is a man, he bids him, come and die. Al wat ek wil hê ons nou moet doen in die tweede gedeelte van ons tyd saam is om te dink oor die 2 groot implikasies, vriende, van hierdie waarheid van vers 26. Beide in die gelykenis, dit wat voor en wat na deur Jesus gekommunikeer is. 2 implikasies vir jou en vir my van vers 26. Hier is die eerste een. Vriendin, bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg. Bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg. Kyk saam met my weer in daai gedeelte. Daar's 2 illustrasies. Het jy dit opgetel daar in vers 28 tot vers 32 wat Jesus gee? Die eerste illustrasie vers 28 tot 30 is van 'n bouer en is 'n redelike prentjie wat Jesus hier gee om te verstaan. Jesus sê dink aan 'n bouer, as 'n bouer besluit om 'n gebou te bou, voordat hy begin bou, dan stop hy eers en hy doen 'n kosteberekening. Hy dink daaroor, hoor die geld, het ek die manskappe om hierdie gebou te bou? Want sê Jesus in sy illustrasie, as hy net begin bou, sonder dat hy eers 'n kosteberekening gedoen het, dan gaan hy net halfpad bou, en op die einde gaan dit lei tot sy bespotting. Dan gee Jesus 'n tweede illustrasie wat presies dieselfde punt maak. Dis die prentjie wat Jesus gee van 'n koning besluit om oorlog te maak teen 'n ander koning. Jesus sê, voordat 'n koning besluit om oorlog te maak teen 'n ander ou, dan stop hy eers.
En hy maak eers, hy doen eers die somme. Hy vra vir homself, hoorie, het ek die krag, het ek die ammunisie, die manskappe om hierdie fight te wen? Want anders sê Jesus in sy prentjie, as hy net inspring en hy begin fight en hy het nie die kosteberekening gedoen nie, dan gaan dit tot sy ondergang lei. En so sê Jesus, dit krities vir elkeen wat 'n disipel van hom wil wees, om eers te stop en te begryp wat Jesus vra van die wat hy roep om sy disippels te wees. En wat is dit? Hy vra alles. Hy vra alles. Jesus sê, voor jy besluit om my disipel te wees, stop eers. Besef wat ek vereis, besef wat ek van jou vra, besef wat dit beteken, dit is disipelskap. Dalk sit jy vanaand, jy is nog nie 'n disipel van Jesus nie. Kan ek jou nooi, vriendin, so goed dat jy hier by ons is, kom asseblief tog weer, jy is op die regte plek. Maar soos wat jy hier so is, kan ek by jou plek in die koste, voor jy besluit om vir Jesus te volg. When Christ calls a man or a woman, he bids him or her come and die. Besef dat dit is Christendom. Besef dit, lees skrif, dit is wat Jesus ons tot roep. Ja, Jesus roep vir ons, hy roep jou, nie Christen, hy roep jou tot 'n nuwe lewe, maar dit impliseer per definisie dat hy roep ons om 'n ou lewe agter te laat. Jesus roep jou en my, as jy 'n disipel van hom gaan word, om nie meer jou eie koninkryk te bou nie. Jesus roep jou en sê vir jou, jy kan nie van hierdie uur af vorentoe, as jy my disipel is, kan jy nie meer jou eie kop volg nie, jy kan ook nie meer jou eie hart volg nie, jy volg nou my woord, my wil, my begeertes. Besef dit, nie Christen, voor jy besluit om 'n disipel van Jesus te word, besef dat om 'n disipel van Jesus te word, kom teen 'n prys. Asseblief tog, besef dit voor jy besluit om 'n disipel te word. In wêreldse terme, as jy werklik aan Jesus gaan gehoorsaam wees, dan gaan dit in hierdie wêreld jou image kos. Jou aansien gaan nie so cool wees en so populêr wees soos wat jy kan wees as jy nie vir Jesus volg nie. As jy besluit om 'n disipel van Jesus word, gaan dit jou gemak kos. Dit gaan jou weelde in hierdie lewe kos. Dit gaan jou baie aardse plesier kos, wat regtig lekker staf is, maar wat nie aanneemlik gaan wees vir jou nuwe koning Jesus nie. Dit gaan van jou vra dat jy jou dagboek en jou prioriteite moet wysig, nie in die hand van jou koning nou syne. Dit gaan jou dit kos. En indien jy so sit vanaand, jy's reeds 'n disipel van Jesus, dan is dieselfde implikasie iets wat ek en jy moet hoor. Christen, ons het nodig om nog steeds te besef koste van disipelskap daagliks te bereken. In Lukas 9 vers 23, ons gaan dit nie lees, ek gaan dit vir ons lees, maar in Lukas 9 vers 23 sê Jesus iets wat amper 'n cut and paste is van wat hy hierso sê in Lukas 14, maar dit het 'n woordjie in wat belangrik is. Kyk of jy die een verskilletjie kan optel in Lukas 9 vers 23. Jesus sê, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Woordjie daar is die woordjie daily, daagliks, deurgangs. Met ander woorde sê Jesus vir jou en vir my, om 'n Christen te wees is nie iemand wat op 'n stadium vorentoe gegaan het op 'n altarcall en hart quote unquote vir die Here op 'n stadium in die verlede gegee het nie. Jesus sê om 'n disipel van Jesus te wees is om elke dag na die altaar toe te kom en jouself op die altaar elke dag te plaas. Dit is om elke dag jou hart los te skeer. Alles wat ons sondige harte in 'n wêreld soos hierdie vir ons heeltyd wil sê, hierdie is die groot skat wat jy kort, hierdie is die belangrikste ding wat jy wil hê. Jesus sê dit is om daagliks jou kruis op te tel en hom te volg. So bereken die koste daarvan om daagliks vir Jesus te volg. Die Christen bevind hom of haarself voortdurend voor hierdie T-aansluitings. Ek weet nie of jy dit besef nie, ons sê baie kere ons is volgelinge van Jesus, wat beteken volg vir Jesus, maar as jy vir Jesus gaan volg, is jy heeltyd, elke dag, voor die kleinste en die grootste van T-aansluitings. Die vraag is heeltyd, in elk my kop volg, of gaan se wil gehoorsaam? Gaan ek my hartsbegeertes verlustig, of gaan ek die begeertes van Jesus se hart verlustig? En dit is elke liewe sekond
in die lewe van die Christen, die T-aansluitings waarvoor ek en jy staan. In vers 25, kyk aan na vers 25, is die vraag vir jou en vir my vriend, vriendin, wat is die kruis wat Jesus jou vandag roep om op te tel? 'n Kruis, soos ons net nou gesê het, is iets nie lekker nie, is nie iets wat jy wil optel nie. Maak seer, 'n kruis maak dood. Wat is dit vir jou? Wat is dit in jou lewe, disipel van Jesus? Wat Jesus jou tot roep, hy sê, tel op hierdie kruis. Iets wat ek op jou paadjie gesit het, agter my aan, dit gaan moeilik wees vir jou, dis nie lekker nie, maar tel dit op, stap agter my aan, wat is dit vir jou? Kyk na vers 33 saam met my, die tweede vraag vir jou en vir my is, dinge in jou lewe, Christen, wat Jesus jou vandag tot roep, om van afstand te doen, so as vers 25 wil sê, daar's dinge wat ons moet optel soos ons agter Jesus aanstap, sê vers 33, daar's dinge wat ons moet neerlê soos wat ons agter Jesus aanstap. Wat is dit vir jou, Christen? Wat is dit vir jou? Wat is daardie dinge wat jy aan vashou heiliglik? Daai dinge wat jy aan vasklou, daai dinge wat jy jouself voorgee, jou lewe voor neerlê, daai dinge wat jy slaafslik gehoorsaam, omdat jy dink dat daai dinge gaan vir jou vrede en vreugde en vervulling bring, omdat jy na daai ding kyk as jou grootste skat. Wat is dit wat Jesus vir jou vanaand roep en sê, dit neer, sit dit af, doen afstand van dit, wat is dit vir jou? Vriende, prakties is hierdie die kwessie, en dit is eintlik treffend as ons meer tyd gehad het, sou wou wys in Lukas 14 is die kwessie, want in die vorige fariseërs maak Jesus heeltyd die punt van die wat hulle self eerste sit sal laaste wees, en die wat hulle self laaste sit sal eerste wees. So die vraag vir jou en vir my, wat ons onsself die heeltyd moet vra, is ek besig, soos wat ek hier in my paadjie afstap, is ek besig om die eie ek nou te bevredig, of is ek nou besig om Jesus te verheerlik? En soos wat jy dalk omgaan met ander mense, en jy wil dat dinge moet gebeur op die manier wat jy wil hê dinge moet gebeur, is ek besig nou om die eie ek te bevredig, of is ek besig om vir Jesus te verheerlik? Die manier wat jy met jou geld omgaan, hierdie is die vraag. Is ek besig om die eie ek te bevredig? Is ek besig om vir Jesus te verheerlik? Die manier wat ek en jy ons werke doen en najaag. Is ek besig om die manier wat ek my werk doen, en werk is goed, God gee dit vir ons, net soos geld goed is. Maar soos jy jou werk doen, hierdie is die vraag, disipel van Jesus, is ek besig om die eie ek te bevredig, of is ek besig om vir Jesus te verheerlik? Soos wat ek en jy in 'n romantiese verhouding wil intree met iemand, of 'n romantiese verhouding is met iemand, hierdie is die vraag, is ek besig om die eie ek te bevredig, of is ek besig om vir Jesus te verheerlik? Soos wat ek en jy in moeilike verhoudings staan, waar iemand jou seermaak, jy sukkel om hulle te vergewe, jy wil kwaad vir geld. Hierdie is die vraag. Is ek besig om die eie ek te wil bevredig, of is ek besig om vir Jesus te verheerlik? Soos Bonhoeffer gesê het, when Christ calls a man, he bids him by. Hier is die laaste implikasie, of die laaste punt wat ek wil maak. Hoekom sal enige iemand, gegewe Jesus se woorde hier, dan ooit besluit om 'n disipel van Jesus te word? As dit is wat naamlik alles, hoekom sal ek en jy disipel van Jesus word? Hoekom sal ons hierdie koste van disipelskap aangaan? Hierdie is die tweede en laaste implikasie. Ons het gesê, bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg. Nou wil ek besef die wins wat dit is om vir Jesus te kies. Besef die wins daarvan om vir Jesus te ken. Vriende, dit is eintlik eenvoudig, nee, dink daaroor. Die enigste rede hoekom ek en jy ooit aangaan om enige iets te bekom, is want ons is oortuig dat dit wat ons betaal is heeltemal die moeite werd gegee hoe kosbaar die ding is wat ons wil hê. Dit maak sin. En so, vriende, is dit met Jesus. Dit is omdat Jesus so kosbaar is. Dis vir daardie rede hoekom dit nie net goed is om die kostes aan te kom, dit wys is. Jesus is kosbaar, vriende, en hy is kosbaar gegeewe wie hy is en wat hy gedoen het. Dis die evangelie. Hoor weer vanaand op nie die, kyk gou vinnig saam met weer na daai gelykenis daar.
Sien jy jouself in daai storie? Want ek en jy is in daai storie. Jy sien, ek en jy is, vers 21, die armes en die krepeles, die blindes en die verlamdes. Dis ek en jy. Ons is 'n mense wat van nature nie welkom is by die tafel nie. Ons is 'n mense, sê die Bybel, wat weens ons sondes is ons 'n mense wat nie waardig is en geskik is en gereed is om aan te sit by God se heilige ewige maal nie. Maar sien ook in die storie raak vir Jesus. Sien jy vir Jesus daar? Want julle sien, Jesus vriende is niemand anderste as die eienaar self wat gekom het nie. Hy het nie net sommer 'n ander diensknegt. Jesus is God, die eienaar wat self in hierdie wêreld ingekom het, in die gebroke, vuil slums van jou en my sondige bestaan ingekom het. En Jesus het gekom en Jesus het om ons te kry by die feesmaal. Kyk in die taal van vers 26, Jesus het sy vaderhuis verlaat. Jesus het letterlik vers 27 sy kruis opgetel en hy het Golgotha toe gestap en hy het geweet wat dit hom gaan kos. Hy was bespot en hy was geslaan en vers 33, Jesus het daar op die kruis alles prys gegee. Hy het alles prys gegee, selfs sy Vader se guns. Die teenwoordigheid van sy Vader, hy het dit prys gegee. Hoekom? Sodat hy ons, die armes, die krepeles, die wat buite in die slums gelê het, sodat hy ons kon kry, ons kon skoon was en 'n ticket kon gee om saam met hom by die ewige feesmaal aan te sit. Vriende, dis die Jesus van die Bybel. Daar's nie 'n ander God soos dit nie. Daar's niemand wat jou beter ken as jou skepper nie, en daar's niemand wat vir jou meer omgee as jou vriend. En dit is Jesus. Dit is Jesus. Dit, vriende, is dan die eintlike wins daarvan om vir Jesus te ken. Die wins is dit, die rede hoekom dit die moeite werd is om die kos. Vriende, is nie net bloot omdat Jesus vergewe jou sondes en omdat ek en jy eendag by 'n feesmaal gaan wees vir alle ewigheid wat goed gaan wees nie. Die rede hoekom Jesus kosbaar is en hoekom hierdie wins is omdat ons gaan saam met Jesus wees. Ons ewigheid saam met hom wees, die een, en ons gaan heel. Hy is die een wat dit moontlik gemaak het vir ons, wat vir ons dit gegee het wat ons nie verdien nie, sodat ons vir alle ewigheid die goeie lewe saam met hom kan geniet. En ek wil hiermee afsluit. Weet dit, vriend, dis wat jy vanaand hier so sit, weet dit. Lees asseblief tog vanaand die kleinskrif van disippelskap. Sien raak die koste verbonde aan disippelskap. When Christ calls a man, he bids him and die. Maar ek wil elkeen van ons aanspoor, gaan daai koste aan. Wil jy nie vanaand, as jy dit nie gedoen het nie, of dalk opnuut vanaand sê, Jesus, ek is jou disipel. Ek is jou disipel. Doen dit vanaand. Dit is die wyse keuse om te maak. Jy sal nie armer daarvan wegstap nie. Jy gaan dan skatryk wees. Jy gaan skatryk wees, want jy gaan vir Jesus hê. Ek wil afsluit met die woorde van Jim. Is bekende woorde, jy mag dit ook ken, maar dit is sulke goeie woorde vir jou en vir my. Jim Elliot het gesê, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. He is no fool who gives what he anyway cannot keep to gain what he cannot lose. Mag dit ons wees, mag ons wys wees, mag ons mense wees wat alles prys gee om Jesus as ons grootste skat te kry. Kom ek bid vir ons. Ag Vader, ons is so dwaas. Ag Here, ons benodig so nuwe goddelike perspektief. Ons dankie vir die seun Jesus. Ons dankie vir sy woorde, vir sy gelykenisse, maar meer dit, ons dankie vir sy lewe. Jesus, ons dankie dat U het alles neergelê. Die oordeel wat ons verdien op U self geneem. U was God verlate, sodat ons vir alle ewigheid nie verlate hoef te wees nie, maar by die ewige feesmaal kan aansit. Here, ek bid vir elkeen wat vanaand hier is. Ag Here, dat ons die som sal doen en die wyse besluit sal maak en dat ons Jesus sal kies en skatryk sal wees. Ons bid dit in sy naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf
op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.